Goeiemôre geliefdes, hartlik welkom by die huis van die Here. Dit is nie aan nie. Ons bid dat die Here ook vandag ons sal seën in die erediens, ons sal dra en ook vir ons die krag sal gee om te doen dit wat hy in sy woord van ons vra. Kom ons kyk na enkele sake wat ons gemeente raak in hierdie week ook. Ons dink aan almal wat siek is in die gemeente, besonder aan Kobus van Staden, sy ma in Arbop Hospitaal en ook almal wat siek is. 'n Naam wat hierop is wat ons later die week eers van gehoor het, is Susan Meiber, sy staan in die hospitaal. Ons bid ook vir Susan vir gesondheid en beterskap. Verjaarsdag hierdie week, George Britsvia die 24ste, Amanda Manson die 26ste, die 27ste Louis Henning en Tannie June jy vir die 30ste. Baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop is 'n mooi en geseënde jaar wat vir Tannie ook voorlê. Dan twee sake wat nie by gelukwense op is nie. Frans van der Lien Malan is hierdie week die 24ste 2 jaar getroud, maar dan dink ek 'n besondere prestasie om geluk voor te sê, Tensnalet, julle is die 29ste 55 jaar getroud. 'n Geseënde tyd, mag die Here ook julle seën en dra in die tyd wat voorlê, in hierdie jaar wat voorlê. Enkele algemene sake, ons kollektes vir barmhartigheid en kerkkas in die voorportaal. Ons drink saam tee na afloop van die erediens. Ons Bybelstudies hierdie week is normaal Dinsdag, dan 9uur en 17:30. En ook ek herinner maar net, ons doen les 12. Ons gaan al 13 vrae probeer doen. Ons berei al 13 voor. Dan nagmaal vind plaas volgende Sondag, die 31ste Mei. Ons ouderlinge vergader eerskomende Donderdag die 28ste,
om 6:30 in die kerkgebou met die oog op die nagmaal dan ook. Ek versoek ons ouderlinge en hulle vrouens om net na die tyd kry koffie en kom terug asseblief, dat ons saam net, ons is weer 'n span by mekaar, 'n kort groep Bybelstudie, huisbesoek kan hou. Ek het vir die ouderlinge uit 1 Timoteus die riglyne vir die werk van ouderling deurgestuur, maar ek wil baie graag kort net met ons almal praat rondom die ouderling as die herder in daardie gewyk, Handelinge 20 vers 28. So direk na ons koffie gekry terug, dit het die effek dat ons kinders nie gaan katekisasie hê vandag nie, want Mati, Marshall en ook Cornel is betrokke by die katekisasie, maar hulle graag almal by ons ouderling kort vergaderingkie by mekaar hê. So ons kinders skryf julle koffie, wag maar rustig daar vir pa en ma in die voorportaal, dit sal weer normaal wees na nagmaal. Dan ons wyke in die gemeente is heringedeel. Dit kan wees dat u nou 'n oproep van 'n vreemde ouderling kry. Asseblief, ons moes die wyke herindeel, ons het gepoog na die beste van ons vermoë om nie meer as 7 of 8 besoekpunte vir 'n ouderling te gee nie. Dit is haalbaar om huisbesoek dan te doen. Anders in wyke met 15, 16 besoekpunte raak dit baie moeilik en daar is 2 sulke wyke in ons wat ons nog aan werk om daardie wyke elke keer dan ook te doen. Ons diakonie se carry and reis 'n funksie eerskomende donderdag, Vrydag, die 29ste. Julle kan nog tot môre, dis die 25ste Joyce, by julle dan ook net vir bestellings doen. Ons is baie dankbaar vir almal wat reeds bestel het. Dis 'n baie geseënde funksie ook hierdie met reeds 116 bestellings verlede week aan. Ek weet seker meer nou op die stadium, maar so sien, daar's hy. Nee, asseblief, kom ons ondersteun ons die diakens, hulle doen uitstekende werk en laat hulle ook hier hulle werk kan doen met die fonds wat ons ook op hierdie wyse hulle mee voorsien. Kom ons word stil voor die Here met Skrifberuiming 2:5 daarvan vers 1 en vers 3. Ons sing hierdie skrifberuiming op die baie bekende ou melodie van Psalm 147. O dieptes vol geheimenis, wat vir ons so onpeilbaar is. O wysheid bron en kennis van, die som van alle ding opvat, nog dieper as die hemelrond, des God se oordeel sonder grond, en dieper as die diepste see, so onnasmeerlik is sy wees. Uit hom die bron van alle goed, deur hom wat alles dra en voed, tot hom die eind van wat zweef, wat is en word wat roep en schreef, lot hom is alle dinge waar, hy met die doodskreep kans omvaar, aan hom die God wat ewig leef, sy ewig nog en eer gegee. Aan die gemeente van God in Edenvale, God se eie kind in die geloof, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en Christus Jesus, ons Here. Amen. Ons gaan Here loof met 'n baie bekende Psalm 48:1, daarvan vers 1 en 5, daarna staan ons om ons geloof te bely. Die
is groot waar Sion stop, omwentel uit die diepte sop. Hy is lofwaardig wat verhewe. Die berg en stad in songlans bewe. En Sion teen die noorde, blink oor die lof van woorde. Daar waar in vlekkelose wêreld die koning van die wêreld sit, het hy wat teen die vyand gaan, as rotsberg onbekend gemaak. Laat Sions berg weer klink van vreugde, laat Judas dogters hul verheug, omdat Gods oordeel verbly. Die oordeel wat sy volk bevry. Aanskou die stad met skanse, paleise, korenkranse, hoe dat opbreek met nuwe praat, en meld het aan die opgeslaan. Die God is onze God en hy sal tot die dood toe ons gelei. Ons bely ons geloof saam, as teken ook dat ons een is in geloof, een in hoop, een in liefde. Ek nooi u om saam met my u geloof hardop te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ek geloof in God die Vader, wat almagtig, wys en trou, Skepper is van alle dinge, en dit nog in wees hou. Ek geloof in Jesus Christus, wat ons aanbidde eer, engeborene van die Vader, in sy hoogheid ons Heer. Ek geloof met stil aanbidding in die Heilige Gees, wat my in my sonde dood gewek het, my as trooste leer en lei. Ek geloof 'n heilige eenheid, wêreldwyd in Christus een, wat sy rotsek sal vergader deur die lange eeuw.
Ons het ons geloof bely. Nou staan ons voor die spieël vir ons lewe, waar ons elke dag ons daaglikse wandel en handel ook meet. En ek nooi hom saam met te luister na die wet van God uit Eksodus 20, vers 1 tot 17. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of van wat op die aarde hieronder, of van wat in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van die vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. As ons vir hierdie spieël van die Here staan vir ons lewe, dan besef ons kan maar net, soos Paulus in Romeine 7 uitroep, ek elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? As ek die goeie wil doen, dan staan die kwade my by. Maar tog, daar's genade van God. Maar in ons antwoord op die wet, gaan ons uit Psalm 130 vers 2 en 3 bely. As U, o Heer, die sonde na reg wou gadeslaan, wie sou in enkele stonde voor U, o Heer, bestaan? Maar dan die genade. Maar nee, daar is vergewing, altyd by U gewees. Na vers 3, soos wagters op die mure. Kom ons staan, as ons hierdie psalm sing, daarna kan jy sit, sodat ons saam kan bid. As U, o Heer, die sonde na reg wou gadeslaan, wie sou hier in sonde voor U, o Heer, bestaan? Maar die daar is vergewing, altyd by U gewees. Daarom word U met bewering reg en eerlik gevrees. Soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel. So wag my siel en sterke gedurig op die Heer, tot hy die lig bewerke, die nag en dag raad gee.
Ons Vader wat in die hemel is, ons staan in 'n week waarin ons voorberei om saam die heilige nagmaal te gebruik. Ons staan in 'n week wat ons na binne moet kyk en die spieël van die wet op ons lewe elke dag moet toepas. En dan kom ons gebed klein tot U vanoggend, soos ons gesing het. As U, o Heer, ons sondes na reg wou gadeslaan, wie sou een oomblik die nagmaal kon gebruik? Maar nou weet ons, o Vader, daar is genade by U. Ja, daar is vergewing, omdat U Seun, wie se dood ons gedenk by die nagmaal, vir ons aan die kruishout gesterf het. Omdat U Seun, wat vir ons sorg vandag, vir ons bid en intree. Daarom kom ons na die nagmaal, nie vol eie bravade en eie krag nie, maar met die bede in die hart. Spreek, Here. Ons wil luister, ons wil krag ontvang, voed ons met die brood van die lewe. En so kom ons ook vanoggend in hierdie kerkgebou mekaar. Ons bid vir almal in ons gemeente wat siek is. Dink in besonder aan ons Susanne in die hospitaal, aan Kobus en Manu hospitaal. Ons bid vir elkeen wat ongesteld is in hierdie tyd, die oorgang van seisoene, dat U hand van beskerming op elkeen sal rus. Maar o Vader, ons dank U ook, dat ons kan dankie sê vir huweliksherdenkings van 55 jaar, van 2 jaar, want ons weet, as U die huwelik nie by mekaar hou nie, sal geen mens dit kan doen nie. Daarom dank ons U, dat U liefde by en met ons is. Vader, vanoggend wil ons buig voor U, vir 'n wêreld in sonde geval. 'n Wêreld wat U nie eer en dien met dit wat hulle sê en doen nie. 'n Wêreld wat dikwels eie-willig optree. Help ons om uit te staan in hierdie wêreld as kinders van die lig, beelddraers, ligdraers, sout vir die aarde. Help ons, Here, deur die krag om so te leef en so te werk, dat ons alleen maar sal uitstraal, ons is kinders van die Allerhoogste. En nou gaan ons U woord open, 'n suiwer, onvervalste woord. Daarna gaan ons daaruit verkondig, nietige, sondige mense woord. Maar ons vra, Here, seën die woorde, lei dit na elke hart, en gee ons 'n tyd van stil word, 'n tyd van inneem, 'n tyd van sê, spreek, Here, U diensknegte luister. Dit vra ons in Christus se naam. Amen. Ons gaan voort, geliefdes, met ons reeks oor waar is jy? Ons gaan hierdie Sondag kyk na waar is jy in jou prioriteite. Volgende Sondag met nagmaal wil ons graag gaan kyk na Lukas 22 vers 61. Waar is jy toe die Here vir Petrus gaan opsoek het, na hom verloon het, na hy teen hom opgestaan het daar, rondom daardie vuurtjie, waar hy wou sien wat gebeur. Maar vanoggend lees ons uit Matteus, die evangelie volgens Matteus, hoofstuk 6, vers 19 tot 21. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak, waar mot en roes dit verniel, en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie. Dan ons teksvers, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Waar is jy in jou prioriteite? Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. God het in die tuin van Eden na Adam geroep, waar is jy? Genesis 3 vers 9. Dit was nie 'n vraag uit onkunde nie. God weet alles in sy alwetendheid. Dit is 'n vraag van 'n verhouding, 'n roepe na selfondersoek, 'n uitnodiging aan Adam om eerlik te wees oor waar hy homself bevind het, en so ook 'n uitnodiging aan ons om onsself te ondersoek en te vra, waar is ek? Vandag stel die Here hier dieselfde vraag opnuut aan ons, oor die ligging van ons hart. Want as ons wil weet waar ons is, in die geestelike sin van die woord, kan ons maar net kyk na ons prioriteite. Hoef ons net te kyk na dit waarvoor ons tyd, energie, geld gebruik. Hoef ons net eerlik te wees, as ons in die spieël van die wet kyk, wat is belangrik in my lewe? Wat staan voorop in my lewe?
Jesus maak 'n radikale stelling in Matteus 6 vers 21, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. In hierdie een sin het hy die verband tussen ons beleggings en ons liefde, tussen ons prioriteite en ons passie blootgelê. Jou hart volg jou skat. Dis 'n geestelike wet wat nooit verander nie. So, waar is jy en ek vandag? Laat ons in hierdie kort tydjie eerlik na onsself kyk, nie met veroordeling nie, maar met die lig van God se woord wat ons wil lei na 'n lewe van vryheid, toewyding en ware vreugde. Ons gaan na 3 hoofgedagtes in ons preek kyk: ons skat, ons hart en laastens na ons fokus, die hemel of die aarde. Ons kan egter nie anders as om eers na die konteks van ons teks te kyk nie. Matteus 6 vers 21 is nie 'n geïsoleerde vers nie. Dit is die hartklop van een van die mees omvattende leerstellingspreke wat Jesus ooit gelewer het, die bergrede. Ons noem dit die intreepreek van die Here in Galilea. In Matteus 5 tot 7 sit Jesus op 'n heuwel, omring deur sy disippels en 'n menigte gewone mense. Mense met skuld, mense met drome, mense wat sukkel om die eise van die wet soos dit aan hulle voorgehou word deur die Fariseërs, die skrifgeleerdes, na te kom. Mense wat leef onder die onderdrukking van die Romeinse oorheerser, mense wat gehinker het na 'n ander soort koninkryk. Binne hierdie konteks praat Jesus oor die wyse waarop die koninkryk van God sigbaar word in die alledaagse lewe. In Matteus 6, baie bepaald, behandel hy 3 konkrete praktyke: liefdadigheid in vers 1 tot 4, gebed in vers 5 tot 15 en vas in vers 16 tot 18. En elke keer waarsku hy teen dieselfde gevaar om hierdie heilige handelinge te doen voor die oë van die mense om hulle goedkeuring te kry, om die skyn van vroomheid te handhaaf terwyl die hart ver van God af is. En dan in verse 19 tot 24 maak Jesus 'n fundamentele draai. Hy beweeg van die handelinge na die motiewe, van die buitekant na die binnekant, van gedrag na begeerte. Hy vra: waar is jou hart? En sy antwoord is verpletterend eenvoudig: want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Dit is in hierdie een sin dat die vraag van vandag gelees: waar is jy in jou prioriteite? Die woord prioriteite kom van die Latynse woord prior, wat eerste beteken. Jou prioriteite is bloot dit wat eerste kom. Eerste in jou dag, eerste in jou begroting, eerste in jou gedagtes. En Jesus sê, kyk daarna, want daar is jou hart. En dit bring ons by ons eerste hoofpunt, die skat. Wat dra jy saam daarmee? Die Griekse woord vir skat in hierdie vers is thesaurus, 'n woord wat verwys na 'n bergplek, 'n skatkamer, iets wat opgebou word omdat dit as kosbaar beskou word. In die eerste eeu was thesaurus dikwels 'n kus of 'n kamer waarin mense hulle rykdom geberg het. Banke het nie bestaan nie. Jy het jou rykdom tuis gehou en dit was kwesbaar vir diewe, ja, kwesbaar vir mot en roes. Jesus gebruik hierdie beeld doelbewus. Hy sê nie, moenie jou waardevolle besittings in iets plaas wat vergaan nie. Die vraag is nie of jy iets as skat ag nie. Elke mens het 'n skat. Die vraag is, waar is jou skat? En dan die belangrike, waar berg jy dit? Wat is jou skat vandag, geliefde? Ons het nie meer skatkiste nie, maar die beginsel bly onveranderd. Jou skat is alles wat jy as onmisbaar beskou. Dit is wat jy eers sou red as jou huis aan die brand slaan. Dit is waar jy lê bekommerd in die aand in die bed. Dis daardie saak of persoon ideaal waarsonder jou lewe as leeg beskou sou wees. Dit kan geld wees, maar dit hoef nie. Vir sommige mense is hulle skat 'n loopbaan, die erkenning, die titel, die gevoel van bevoegdheid. Vir ander is dit 'n verhouding, die goedkeuring van ouers, die liefde van 'n lewensmaat, die aanvaarding deur jou eie portuïergroep. Vir ander is dit veiligheid, om nooit sonder geld te wees nie,
om nooit kwesbaar te wees nie, om nooit afhanklik te wees nie. En vir sommige, tragies genoeg, is die skat die aansien wat hulle in die samelewing, soms ook in die kerk, geniet. Dit is 'n maklike toets. Vra jouself, wat laat jou die onrustigste voel? Wat sou my lewe aan skerwe laat spat as ek dit verloor? Die antwoord daarop is jou skat. En Jesus sê dat jou skat die adres van jou hart verklap. Jesus se waarskuwing teen is nie dat rykdom sleg is nie. Die Ou Testament prys dikwels welvaart as 'n teken van God se guns of seën. Sy waarskuwing is dat aardse skatte inherent onstabiel is. Mot en roes verniel dit. Diewe breek in en steel in ons tyd. Die aandelebeurs draal, maatskappye gaan bankrot, gesondheid verbrokkel, reputasies val, verhoudings eindig. Die diepste probleem met 'n aardse skat is nie slegs die risiko van verlies nie. Dit is die wyse waarop dit jou hart saamsleur wanneer dit val. As jy jou hart belê in jou werk en jy verloor jou werk, verloor jy ook jouself. As jy jou hart belê in dit wat mense van jou dink, is jy 'n slaaf van elke koers van sosiale winde. Jou innerlike toestand word bepaal deur uiterlike omstandighede en dit is die resep vir geestelike en emosionele bankrotskap. Hemelse skatte daarenteen is onvernietigbaar. Daar verniel mot en roes dit nie. Die diewe breek nie in en steel nie. Dit is skatte soos trou aan God, 'n karakter wat gevorm word deur lyding, liefde wat sonder vergoeding liefde bewys, integriteit, gehandhaaf waar niemand kyk nie. Hierdie dinge is ewig en jou hart, wat dit hoogag, is veilig. En dit bring ons by die tweede hoofpunt, die hart, wat regeer jou binneste? In die Bybelse wêreldbeskouing is die hart baie meer as net 'n biologiese orgaan. Dit is die kern van die menslike persoon, die setel van wil, emosie, verlange en identiteit. Spreuke 4 vers 23 sê onomwonde, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Jesus bevestig hierdie verstaan. Markus 7 vers 21 sê, want binne uit die hart van die mens kom bose gedagtes. Later in Lukas 6 vers 45 sê hy, uit die oord van sy hart praat sy mond. Die hart is die fontein. Al die strome van die lewe vloei daarvandaan. As die fontein besmet is alles wat daarvan vloei ook besmet. Daarom is die vraag, wat sit op die troon van jou hart? Hier is die kernvraag, geliefde. Wie of wat regeer jou hart? Elke hart het 'n troon. Iets of iemand sit altyd op daardie troon. En dit bepaal die rigting van jou lewe. Die Heidelbergse Katekismes vra, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Die antwoord is, dat ons nie aan onsself behoort nie, maar aan Jesus Christus. Maar die werklike vraag is, leef jy so? Of het iemand of iets anders die troon ingeneem? Afgoderry, die woord wat ons met antieke beelde assosieer, is eintlik 'n baie moderne verskynsel. Die teoloog Tim Keller definieer dit treffend. 'n Afgod is enigiets wat so sentraal in jou lewe is, dat as jy dit sou verloor, jou lewe nie die moeite werd sou voel nie. Afgode is nie altyd slegte dinge nie. Dikwels is dit goeie dinge wat 'n goddelike plek in ons hart inneem. Voorbeelde hiervan is, 'n gesin is 'n gawe van God, maar as jou gesin jou God word, sal jy God se roeping in die lewe saboteer, sodat jou gesin gemaklik gemaak kan word. Sukses is 'n seën, maar as sukses jou afgod word, sal jy jou gesondheid, jou verhoudings en jou integriteit daarvoor opoffer. Selfs godsdiens kan afgodies word. As kerk betrokkenheid oor aansien en prestasie gaan, eerder as oor die lewende ontmoeting met die lewende God. Daarom vra God diagnostiese vrae aan ons. En ek het 3 diagnostiese vrae wat ek saam met u wil deurgaan en deel. In die eerste plek, wat maak jou die angstigste? Angs volg op bedreigde skatte. As jy angstig raak oor geld, is geld waarskynlik jou skat. As jy angstig raak oor wat mense van jou dink, is jou reputasie waarskynlik jou skat.
As jy angstig raak oor beheer, is veiligheid waarskynlik jou skat. In die tweede plek, waarvoor is jy God die meeste blameer as dit misluk? Die antwoord wys na jou diepste hoop en dikwels na jou afgod. Derdens, wat kry jou spontane aandag? Nie wat jy beplan om te dink nie, maar wat na jou gedagtes kom wanneer jy stil sit, wanneer jy oggend wakker word, wanneer jy wag in 'n tou om iets te koop. Daar woon jou hart. Dan is daar 'n bevrydende alternatief. God wat regeer as sentrum. Die goeie nuus van die evangelie is dat God nie net eerste op die prioriteitslys wil wees nie. God wil die sentrum wees, geliefdes. Weer herhaal ek dit. Hy wil die sentrum wees, die middelste punt waaromheen alle ander sake georden word. En wanneer hy werklik die sentrum is, gebeur iets wonderlik. Alle ander goeie dinge kry hulle regmatige plek. Die gesin word dieper en meer liefdevol. Jou werk word meer betekenisvol omdat jy weet, ek moet my werk doen soos vir die Here. Vriendskappe word meer opreg en plaas die regte druk op jou, nie verkeerde druk nie, maar dit kom die regte plek in jou lewe. Matteus 6 vers 33 is die positiewe teenpool van vers 21. Daar staan, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Dis die belofte dat jy ryk sal word as jy God eerste stel nie. Dit is 'n belofte dat jou lewe sin en rigting sal vind wanneer God die hart van jou hart is. Dit bring ons by ons derde hoofpunt, ons fokus. Is ons fokus gerig op die hemel of op die aarde? In vers 22 tot 23 gebruik die Here die metafoor van die oog. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog gesond is, sou jou hele liggaam vol lig wees, maar as jou oog sleg is, sou jou hele liggaam donker wees. In die antieke wêreld het die mense gedink die oog straal lig uit eerder as om dit ontvang. 'n Gesonde oog, in Grieks letterlik haplos, wat eenvoudig of gerig beteken, is 'n oog wat gefokus is, wat 'n enkele rigting ken. En dit verbind met ons tema. 'n Hemels gefokusde lewe is 'n gesonde oog lewe, enkelvoudig in sy toewyding, duidelik in sy rigting, gevul met lig. 'n Aards gefokusde lewe is 'n sleg ooglewe, verdeeld in sy loyaliteite, verduister in sy perspektief, gevul met verwarring. Jesus sluit vers 24 af. Geen mens kan twee here dien nie. 'n Kompromis op hierdie vlak is nie 'n opsie nie. Maar wat beteken 'n aardse fokus in die praktyk teenoor 'n hemelse fokus? 'n Aardse fokus beteken nie noodwendig 'n goddelose lewe nie. Mense met 'n aardse fokus kan kerk toe gaan, Bybel lees, vriendelik wees, maar hulle innerlike kompas is gefokus op die tydelike. Hulle vra is, hoe lyk ek? Wat kry ek? Hoe beskerm ek myself? Hulle lewensenergie word georganiseer rondom wat vergaan. Die vrug van 'n aardse fokus is altyd 'n soort geestelike uitputting, want die aardse gee nooit genoeg nie. En luister bietjie geliefdes, rondom ons, hoeveel mense aan uitputting ly. Dit is deesdae 'n sielkundige probleem wat mense het. Hulle brand totaal uit, omdat die fokus gestel is op die tydelike, die hier en die nou. Want as ek net op die tydelike fokus, is my salaris net nooit genoeg nie. Is die erkenning wat ek moet kry vir my werk net nooit genoeg nie. Die verhoudings voldoen nooit volledig aan alles nie. Paulus beskryf hierdie toestand in Filippense 3 vers 19 as mense wie se God hulle buik is en wie se eer in hulle skande is, mense wat aardse dinge bedink. Maar wat beteken 'n hemelse fokus? Paulus stel 'n alternatief in Kolossense 3 vers 1 en 2. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge wat bo is, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat bo is, nie die dinge wat by aarde is nie. 'n Hemelse fokus beteken nie 'n onpraktiese dromerigheid nie. Dit beteken dat die ewigheidswaarde van dinge die lens is waardeur jy besluite neem. 'n Hemelse fokus vra by elke besluit, is hierdie besluit wat ek moet neem
in lyn met wie ek in Christus is? Bou hierdie besluit wat ek doen, die koninkryk, sal hierdie besluit oor 10 of 20 jaar nog saak maak? Dis nie, geliefde. Ons moet hard en duidelik beklemtoon dat aardse dinge onbelangrik word nie. Dit is dat in die regte perspektief geplaas word. Paulus omskryf dit pragtig as hy sê, ek is op die aarde, maar nie in en vir die aarde nie. Met ander woorde, hier waar ek leef, moet al my besluite so gefokus wees, dat dit hemelse fokus het. Jou werk in daardie sin is belangrik, maar dit is nie jou identiteit nie. Jou reputasie is iets om te bewaak, maar dit is nie die laaste woord oor jou waarde nie. Jou finansies verg verantwoordelikheid, maar hulle bepaal nie jou veiligheid nie. En nou vra ons die vraag, hoe kom ons by daardie punt om anders op te tree? Jesus se insig in Matteus 6 vers 21 bied 'n praktiese sleutel tot fokusverandering. Begin om in die ewige lewe te belê, te investeer, en jou hart sal volg. Dis die teenoorgestelde van wat ons gewoonlik dink. Ons dink, as ek eers anders voel, sal ek anders optree. Maar Jesus sê, begin om anders op te tree, begin om anders te belê, en jou hart sal verander. Prakties lyk dit so, sit tyd op sy om God te ontmoet, voor die eise van die dag begin, en jou hart sal volg. Gee groothartig ook wanneer dit ongemaklik voel. Jou hart sal losgemaak word van geld se greep. Belê in mense wat niks vir jou kan terugdoen nie. Jou hart sal groei in onbaatsigtige liefde. Dien in die verborgene, anders as die Fariseërs, sonder erkenning. Jou hart sal vrykom van mense se goedkeuring. In Filippense 4 vers 11 sê Paulus, hy het geleer om tevrede te wees. Dis nie 'n aangebore karaktereienskap nie. Dit is 'n gedissiplineerde vrug van 'n hart wat leer om hemels gefokus te wees. Tevredenheid is die vrug van die hart waarvan die skat in Christus is. En as jou skat in hom is, kan geen aardse verlies jou innerlike lewe verwoes nie. Ek gaan afsluit, geliefdes. In Genesis 3 vers 9 roep God aan Abraham, waar is jy? En hierdie vraag klink nog steeds. Wat het Adam gedoen? Adam het hom weggesteek, agter bome, agter skuld, agter verskoning. Dit is wat gebrokenheid doen. Dit laat ons wegkruip, ons prioriteite verberg, ons ware hart vermom. Maar Jesus se koms in Matteus 6 is 'n nuwe roep. Waar is jy? Nie om te veroordeel nie, jy moet altyd dit onthou. Christus vra nie hierdie vraag om te veroordeel nie, maar om my te bevry. Hy nooi my om eerlik te kyk na my skatte, eerlik na my hart, eerlik na my fokus, want hy wat eerlik kyk, kan eerlik bekeer, en hy wat eerlik bekering vind die pad huis toe. Die vraag is nie vandag gewees, het jy 'n skat nie, jy het een. Die vraag is nie of jou hart iewers is nie, dit is. Die vraag is dit in hom? Is die lewende skat, die lewende God, die skat wat jou hart verheug, die troon wat jy wil regeer, die horison waarna jou oog gerig is? As die antwoord is, nie heeltemal nie, dis goed. Dis die begin van eerlikheid, en eerlikheid is die begin van genade. God ontmoet ons, nie daar waar ons voorgee wat ons is nie, hy ontmoet ons daar waar ons regtig ons eie persoon is. Daarom sluit ek af, geliefdes, wat gaan ek in hierdie week moet doen? Plaas jou skat in hom. Laat hom regeer oor jou hart. Rig jou oog op die ewige, en jy sal ontdek, soos Meline voor jou ontdek het, dat 'n lewe met Christus as skat 'n lewe is wat nooit verander nie. 'n Lewe met Christus is 'n lewe wat nooit verarm nie. En daarmee gaan ons saamstap na die nagmaal volgende Sondag. Eerlik met onsself oor hoe ons aansit, eerlik oor ons optrede, oor hoe ons werk en doen, maar met die wete, Christus vra, waar is jy in jou prioriteite? Is jy daar waar jou lewe in my is en dit nooit kan verarm nie? Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons moet met rooi gesigte erken en bely dat ons dikwels ons prioriteite op die verkeerde plekke plaas. Ons is so angstig oor hier en die nou.
Ons is so angstig oor wat met ons gebeur, die dag van môre. Dat is vergeet wat jy ook in die bergpredikasie sê. Die voeltjies, hulle saai nie en hulle maai nie. Hulle maak nie met mekaar nie, tog, U sorg vir hulle. Ons moet ook in hierdie week wat ons voorberei vir nagmaal, o Here, altyd in U ons krag gaan soek. In U vra, help ons, bewaar ons, dra ons, dat ons sal onthou en sal kan weet, U wat geroep het, U wat gered het ook vir ons gesê, jy is myne. Lei ons so na die nagmaal. Ons vra dit in Christus se naam. Amen. Ons sluit af, geliefdes, ons erediens met Skrifreëling 11:2 vers 1 en 4. Dis die beruiming van Jesaja 43. Jesaja 43 vat hierdie gedeelte saam en sê, jy moet altyd onthou, ek het jou op jou naam geroep. Ek het jou verlos. Jy is myne. En kom ons gaan uit in die wêreld daar buite met 'n lofsang op ons lippe. Ons behoort aan God. Ons staan as ons dit sing. O Jakob, hoor nou luister, o Israel, gee aan. So sê jou Here Skepper, jou Maker en sy krag. Jy hoef nie bang te wees nie, want jy behoort aan my. Ek roep jou naam, o vrees nie, jy's myne, jy is vry. O vrees nie, klink Gods woorde, ek roep jou na geslaag. Van ooste, suid en noorde, versamel ek in krag. Laat al my skepsels nader, van verre vertes kom. My kinders sal vergader, my volk in die song. Die Here, geliefdes, seën jou en behoed jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en is jou genadig. Die Here verhef sy aangesig oor jou en gee aan jou vrede.